Here vanmôre. Ons dank die Here vir wat die Here vir ons doen. Is dit nie so nie? Want die Here los nie ons hand nie. Ek is dankbaar vir dit. Dat God ons nie los langs die pad nie. Ons is baie dankbaar vir dit vanmôre. Amen. Loof die Here. Kom ons gaan saam bid vanmôre en die Here eer bring. Halleluja. Ek gaan sommer vir Johan vra. Jou asseblief. Dankie Johan. Dankie Here. Amen, amen. Is hier iemand vanmorgen in die kerk wat wedergebore is? Is hier iemand wat bloed gewas is vanmorgen? Is hier iemand wat vry is vanmorgen? Halleluja. Wie is dankbaar vir sy nuwe lewe? Halleluja, kom ons sing saam. Nuwe lewe, Here gee my nuwe vrede, want U maak my vry van die bande, waarmee die vyand my wil bind. Ek is in die hand met die wete, die is aan my kant en oorwinnen, sal ek vir altyd triomfeer. Nuwe lewe, Here gee U my nuwe vrede, want U maak my vry van die bande, waarmee die vyand my wil bind. Nuwe toekoms, ek is in die hand met die wete, die is aan my kant met oorwinnen, sal ek vir altyd triomfeer. Nuwe lewe, U het my uit die put van dood gehaal. Aan die kruis, het U al my skuld betaal. Deur die bloed, is ek silwer skoon gewas. Ek is vry, deur die Gees wat in my Here gee U my nuwe vrede, want U maak my vry van die bande, waarmee die vyand my wil bind. Nuwe toekoms, ek is in die hand met die wete, U is aan my kant en oorwinnen, sal ek vir altyd triomfeer. Nuwe lewe, U het my uit die put van dood gehaal. Aan die kruis, het U al my skuld betaal. Deur die bloed, is ek silwer skoon gewas. Ek is vry, deur die Gees wat in my bly. Nuwe lewe, Here gee U my nuwe vrede,
ons nie beweeg nie, sonder die Gees is ons blind en sonder krag. Maar met die Gees is ons sterk, kan ons werk, is ons altyd gereed om te doen wat die vraag. Die roep ons om aan te gaan, aan te gaan. Die roep ons om op te staan, op te staan. Die los ons nooit alleen, en vir U naam sal ek staan. Sonder U Gees kan ons nie, Kom op, wie glo dit? wil ons nie beweeg nie. Sonder U Gees is ons blind en sonder krag. Maar met U Gees is ons sterk en kan ons werk, is ons altyd gereed om te doen wat U vraag. Sonder U Gees en sonder U Gees kan ons nie en wil ons nie beweeg nie. Sonder U Gees is ons blind en sonder krag. Maar met U Gees is ons sterk en kan ons werk, is ons altyd gereed om te doen wat U vraag. Sonder die Gees. Sonder die Gees kan ons nie en wil ons nie beweeg nie. Sonder die Gees is ons blind en sonder krag. Maar met die Gees is ons sterk, kan ons werk, is ons altyd gereed om te doen wat U vraag. Halleluja, kom ons gee die Here lof over. Amen, yes. Loof sy naam. Loof die Here. Ons het hierdie nie geoefen nie. Is hy nie wonderbaar? Wie kan het sê vanmorgen? Is hy nie wonderbaar? 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 Kan ons dit sê? Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Is hy nie Want hy is my wonderbaar? raadsman. Hy is die raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vrede Hy is ons God. raadsman. Hy is die raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vrede God. Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Halleluja. Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Oh, is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Halleluja, as jy dit Amen. geglo, kom ons gee die Here lof over vanmorgen.
Halleluja, dankie Here. Here, ons wil dit vanmôre kom bely dat die Here is ons koning, die koning van ons harte. Here, U is op die troon vanmôre in ons hart. I will serve no foreign God, nor any other treasure. Daar is niks wat ons voor die Here wil sit nie. Nie ons eiendom nie, nie ons bankrekening nie, nie die kos in die kas nie, Here. U is ons bron alleenlik. Ten spyte soms van hoe omstandighede uitdraai, wil ons steeds sê, U is Immanuel, God met ons. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, He brought me in, oh, His love for me.
has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Come on, wees vry vanmôre. Hallelujah. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am in my Father's house. There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Let's sing one more song. Who am I? Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Ek weet die woord van die Here sê vir ons iets moois. Kyk watter liefde die Vader bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Maak nie saak hoe ons deur al teleurgestel het hier, naak het jy deur teleurstellings gaan hierdie week en skuldgevoel. Man, het die vyand jou al beetgepak met skuldgevoel? En jou laat wil voel, jy is die kind van God nie. Maar vanmôre is ek dankbaar dat ek kind van God is. Nie van wat ek gedoen het nie, maar deur die kruis van Golgotha het dit my kind van God gemaak. Halleluja. Maak nie saak wat Satan en wie sy trawant is en wat hulle sê nie. Ek is en bly 'n kind van die Allerhoogste God. Halleluja. Die Here maak vry vanmôre. Laat die vyand vir jou lieg vanmôre nie. Jy is vanmôre 'n kind van die Here. Halleluja. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Who the Son sets free. Who the Son sets free, Jesus. Halleluja, wie glo dit vanmôre? Halleluja. Dankie Here, ons is kinders van God. Die woord van die Here leer vir ons Johannes 8. Ek is vers 36 of 37. As die Seun jou dan vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees. Ons dank die Here daarvoor. In Him
ek het U lief, o Heer, met alles in my krag en verstaan, het ek U lief. Kan ons dit sê vanmôre? Kom ons sing van daardie naam. Jesus, Jesus, die een na wie ek smaak. Jesus, Jesus, ek bring vir U my aan. Van liefde in grote wondere. Kom ons bring 'n offering. Ontvang nou my offer van woorde as ek sing. Ek het U lief, o Heer, en ek het U lief, o Heer, met alles in my krag en verstaan, het ek U lief. Ek het U lief, o Heer, ek het U lief, o Heer, en ek het U lief, o Heer, met alles in my krag en verstaan, het ek U lief. Ek het U lief, o Heer, ek het U lief, o Heer, ek het U lief, o Heer, met alles in my krag en verstaan, het ek U lief. Thank you Lord. Dit is nie net 'n lippetaal vanmôre. Dit is nie net iets wat in ons mond is, die Here. Dit kom vanmôre uit ons harte. Kom kerk, kan ek jou vra vanmôre? Wil jy saam met my jou hande oplig en net jou liefde vir 'n oomblik aan die koning van die konings betuig nie? Wil jy net jou liefde vanmôre vir hom net vir 'n oomblik vertel hoe lief jy hom het? Ek het U lief. Net vir 'n oomblik dat liefde net uit jou mond uitvloei. Thank you Lord. Dank U, Here. Ons het U lief vanmôre, Here. Was dit nie vir U liefde nie, waar sou ons wees, Here? Waar sou ons wees, Here? We thank you, 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 we thank you. Net die stemme sing vanmôre. And I love you, Lord, And I lift my voice to worship You, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what You hear.
vrouens sing saam, al die vrouens sing. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Kan ek vra al die manne sing vir my sang terwyl die vrouens aanbid? I love you, Lord. This morning, Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Kan ons saam dit saam sing, Lord, uit ons hande uit. We love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh yes, Oh, my soul, my King, in what you hear, and let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Halleluja, terwyl die musiek speel, kom ons aanbid vir 'n oomblik, kerk. Let's give him honor and Love you, praise. Lord, we love you, Jesus. And we want to lift our voice. Kom, laat het vanmôre nie net 'n lippetaal wees nie. Kom ons bring 'n bietjie eer aan die Here vanmôre. Kom ons bring eer en aanbidding aan die Here vanmôre. Dankie Here, loof sy die naam van die Here. Daar is niemand soos hy vanmôre nie. Ons het U lief, o Here. We love you, we love you, we love you, we love you, we love you. En ons eer U vanmôre in die naam van Jesus. Halleluja, U kan die sitplekke vanmôre neem. Loof die Here. Loof die Here, loof die Here.
Halleluja. Ons maak vanmôre klaar met die tabernakel. En dit voel vir my, ek is al van vanmôre af seker 2 uur wakker, net na 2. En ek was so opgewonde oor hierdie woord, dat daar toch so baie goed bygekom, wat ek vanmôre moes notas maak. So, hierdie is net so vars, baie van die goed is net so vars vir my, as wat vir is. Amen. En moes ek byvoeg en bysit, en so ek vertrou die Heilige Gees, om die prediker te wees vanmôre. Hallo, ons glo nog in die krag en die werking van die Heilige Gees. Ek gee oor vanmôre. Nou, kom lyk hy nou so, Dwayne? Is that me, is that you? Let's see. Halleluja. Daar is hy nou reg, loof die Here. Ons het gepraat oor die tabernakel vir die laaste 3 weke. Vanmôre is die 4de week oor die tabernakel. Ek vertrou my hart dat dit iets vir jou beteken het, soos wat dit vir my beteken het. Dat ons weer opnuut te besef het en oor wat die werk van Jesus Christus vir ons aan die kruis was. Amen. Die groot werk. Die groot werk. Vanmôre is Palmsondag. En voor ek by Palmsondag kom, ons het gepraat oor die tabernakel, en al my notas is beskikbaar, jy kan dit kry, en ook, ons het gepraat oor 7, die 7, onthou die 7 ek is, want ons gepraat voor die tabernakel, die 7 ek is stellings van Jesus voor die kruis, op die kruis, na die kruis, kan jy onthou? Ons het laas week gepraat oor die bloed wat 7 maal moes vloei, en daar is soveel dinge in die 7 ook, die priester sy kleed en sy robe, sy belt moes 7 knope ingehaat het ook, en ek het nie vanmôre tydjes, ek wou oor die priester sy kleed ook vanmôre gepraat het, maar ek het nie tyd om dit ook te bedien nie, maar dankie vir die geduld. Dankie vir die geduld, dat wanneer ons by die woord van God stilstaan, dat hy geduldig is. Amen, want ons kan 'n bietjie tyd spandeer in die woord, is dit nie so nie? Maar weet al agtergekom, wanneer die woord vir jou interessant en lekker raak, dan gee nie om waar die tyd is nie. Weet het al gehad so. Amen. So ons het gepraat oor die bloed van Jesus, en ons die werk by die versoendeksel, en miskien net na Paasfees, volgende naweek is Paasfees, ons het 'n Paasfees konferensie. Jy moet dit nie mis nie. Ek glo en vertrou dat dit vir elkeen 'n seën gaan wees die naweek wat kom. Ek glo nog steeds dat hierdie naweek die hoogtepunt is in 'n kind van God se lewe. Help my, wie stel met my hierso? Dis die hoogtepunt vir my, nie Kersfees as my so groot hoogtepunt soos wat Paasfees is, want as dit nie vir Paasfees was nie, waar sou ons gewees het? Halleluja. So ons dank die Here vir dit. Ons het gepraat oor die 7 en ek is bly my nig te sien hier vanmôre. Betty, ek is bly om jou te sien. Haar man werk in Amerika, 2 weke terug deur 'n tornado, die dak afgeruk, al hulle goeders weg, die huis is weg letterlik, en haar man het dit gemaak. Geen skade nie. En ek dank die Here vir dit. Kan ons die Here net dankie sê vir dit nie? Ons dank die Here vir dit. Stuur asseblief vir Jaco groete as jy hom sien. Halleluja. Kom ons bly vanmôre. Môre is Palmsondag en ons gaan vanmôre iets lees oor Palmsondag. En ek wil hê jy moet saam met my blaai na Johannes 12 vers 12 tot 19 toe. Dit gaan 'n Palmsondag wees soos wat jy nog nie gehoor het nie. Soos wat jy nog nooit gesien het nie. Want daar het groot dinge gebeur. Hierdie week is die heilige week. Halleluja. Wanneer jy in die Checkers se ry stap en jy sien die paashaas, dit gaan nie oor dit nie. It's not about that chocolate. Dit gaan oor Jesus Christus, wat die volmaakte offer geword het vir ons as kinders van die Here. Halleluja. Wanneer het ons paaseiers? Na Paasfees. Die specials. Amen. Almal saam met my. En as jy nie weet wat om daarmee te doen nie, koop dit vir die pastorie. Hulle weet wat om dit te maak. Daai haas wat sy ore so ingedruk is, en jy weet die kindertjies druk het mos gehad en hy bring hulle maar. Loof die Here. Johannes 12 vers 12 tot 19 sê: Die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan hom tegemoet en geroep: Hosanna! Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit soos geskrywe is.
Moenie vrees nie, dogter van Sion. Kyk, jou koning kom en hy sit op die vel van 'n esel. Dit het sy disippels egter eers nie verstaan nie, maar nadat Jesus verheerlik is, toe het dit hulle bygeval dat hierdie dinge van hom geskrywe was en dat hulle dit aan hom gedoen het. En die skare wat by hom was, toe hy Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dode opgewek het, het daarvan getuig. Daarom het die skare hom ook tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het dat hy hierdie teken gedoen het. En die fariseërs het vir mekaar gesê, sien julle, dat julle niks vorder nie. Kyk, die hele wêreld loop agter hom aan. Dank die Here. En daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om by die fees te aanbid. Hulle het na Filippus gegaan, wat van Betsaida in Galilea was, en hom gevra en gesê, my Heer, ons wil Jesus graag sien. Dis my hart vanmôre, dat ons vanmôre in hierdie diens Jesus sal raak sien. Dat ons Jesus se werk sal sien. Dat ons Jesus sal ervaar. Deur wanneer die brood gebreek word vanmôre, dat jy Jesus in hierdie boodskap sal sien in die naam van Jesus. Bid saam met my. Vader, ons kom na U toe vanmôre. Dankie Here dat die woord vanmôre lewend geword het, onder ons kom woon het. Dankie Jesus dat U kom woon het onder ons. U het opgestaan uit die dode, U sit aan die regterhand van God die Vader, U leef, U regeer tot in alle ewigheid. En ons wil vanmôre sê, kom Jesus, kom. Ons wil U sien, ons wil U ervaar, ons wil 'n ontmoeting met Jesus hê vanmôre, deur die Heilige Gees wat in ons midde is. Ons vra dat Here berg vir Quintus môre agter die kruis, dat Quintus die woord sal bedien nie, maar dat die Gees en die salwing van die Heilige Gees oor my sal wees, oor my sal kom en woord sal breek, soos wat Quintus nie kan nie, Here, net die Here kan. Ons dank U daarvoor, en elke gedagte word gevange geneem vanmôre in hierdie kelk. Every stronghold will be broken and cast down by the name of Jesus. En ons dank U, Here, dat die vyand geen reg en plek in hierdie diens sal hê nie, in die naam van Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Dankie Here, dankie Here. Ek voel sommer die salwing van die Here terwyl ek hier staan. Halleluja. Toe Jesus ingekom het op 'n donkie se rug. Ek wil hê ons moet hierdie ding net vir 'n oomblik die pause-knoppie druk. Daar's 'n groot storie en 'n groot verhaal rondom Jesus en die donkie. En die wat so 'n jaar of 2 terug hier was, sal onthou ek het gepreek oor die donkie. Ken jy die wat sal kan onthou? En Jesus het sy disippels gesê, gaan haal die donkie wat vasgemaak is, en die donkie gaan haal. En die donkie het gekom en Jesus het in Jerusalem ingery op 'n donkie se rug. Palmtakke is afgesny en is gegooi op die grond. Sommige vertalings sê, ander evangelie skryf, mense het hulle klere uitgetrek, dit op die grond gegooi, dat Jesus die intog in Jerusalem kon hê, en Hosanna geskree. Druk die pause-knoppie net daar. Want ons moet 'n paar dinge verstaan wat gebeur het daardie week. Die intog van Jesus in Jerusalem, het die mense nie geweet wat die groot werk was. En die verandering wat moes plaasvind in the background, voordat Jesus die offer kon word nie. Daar's 'n paar dinge wat eers in plek moes val profeties, wat deur die profete geskryf was, voordat Jesus die offer kon wees. En ons gaan 'n bietjie diep sak vanmôre. Sal jy okay wees? Kan ons teologies bietjie dieper gaan? Kan ek bietjie styk bedien? Wie is bietjie lus vir styk? Loof die Here. Kan ons styk gee vanmôre? Ek gaan styk bedien vanmôre. Styk is op die menu. So ons gaan bietjie dieper gaan as normaal vanmôre. Maar hou goeie moed, ek gaan probeer my best om dit voor te berei, sodat almal 'n stukkie daarvan kan kry. Die mense het op daai Sondag, daai Palmsondag, het hulle gedink dat Jesus Christus polities die Romeinse regering omver kom werp. Hulle het 'n politieke leier gesoek en nie 'n lam geslag nie.
Hulle het gedink dat Jesus het gesê, hy sal hierdie tempel afbreek en 3 dae opbou, dat hy gepraat het van, hy sal hierdie regering, die Romeine, want die Jode was onder die Romeine onderdruk gewees. Hulle het gehosanna, nie omdat hy die seun van God was nie, maar hy was die volgende Ramaphosa, with all due respect. Dis wat hulle wou gehad het. Hy wou 'n president gehad het, wat polities hierdie dinge gaan kom regmaak en uitsorteer en alles gaan in plek val, die potholes is herstel en die dinge gaan reg wees. Maar Jesus het 'n ander plan gehad. Vader het 'n ander plan gehad. En dit gaan ons vanmôre na kyk. Ons druk vanmôre die pause-knoppie. Ek gee gou 'n paar verse en ek gaan baie verse gee vanmôre. Jy kan dit neerskryf na die tyd sal die notas beskikbaar wees. Matteus 5:17 sê: Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Jesus het nie gekom om alles te ontbind en alles weer reg te sit en nou gaan die regering en nou gaan stelsels wees en that's not the plan. Jesus het gekom sodat die wet nie ontbind nie, maar vervul moes word. Ons is by die tabernakel. Luister gou hierna. Die vers daarna 18 sê: Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles, sê saam met my alles gebeur het hier. So sit vir Jesus vir 'n oomblik buite Jerusalem, op die donkie nog voordat hy inkom, because hier moet dinge gebeur. Ons is by die tabernakel vir 3 weke lank. Hier moet dinge gebeur en 'n plek vol in die agtergrond, voordat Jesus die offer kon wees. Ons gaan vanmôre kyk na 3 priesterlike ordes. Ons praat vanmôre oor die priester. Sê saam met my, die priester. Want Christus Jesus het vir ons die hoëpriester geword. Die een wat die werk hier moes kom verrig. Want dit is net die hoëpriester wat in die allerheiligste kon ingaan. Jesus was nie 'n priester nie. Hier moes dinge gebeur het en in plek geval het. En nou om hierdie te verstaan vanmôre, ons sing baie keer, he is the great high priest. Maar ons het nie 'n clue hoe en waarom Jesus die hoëpriester is nie. Ons gaan vanmôre kyk in diepte na 3 priesterlike ordes. Die eerste priester wat ons van gepraat, Hebreërs 5 skryf vir hom, ons gaan nou Genesis toe blaai. Hebreërs 5 vers 5 tot 12 sê, en interessant, Hebreërs in 3 hoofstukke, praat Hebreërs 6 keer van die priesterskap volgens die orde van Melchisedek. Wie het dit al raak gelees? Melchisedek was 'n priester gewees. Maar kom ons gaan luister wat sê Hebreërs. So het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik wat vir hom gesê het, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Soos hy ook op die ander plek sê, U is die priester vir ewig, U is die priester, U is Jesus, is die priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. En is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. En die Engels sê, called by God as high priest according to the order of Melchisedek. Ek weet nie hoe sê die Engels nie, maar in elk geval. Hebreërs 7:1 sê, want hierdie Melchisedek was koning van Salem, wat beteken vrede, Shalom, priester van God. Van wie was hy 'n priester gewees? Melchisedek, priester van God, die allerhoogste wat vir Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het en hom geseën het. Aan wie Abraham ook 'n 10de deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede. Sonder vader, Melchisedek, luister mooi, sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van God, bly hy priester altyd deur. Soos die priester
met die naam van Melchisedek. Jy kyk vir my aan asof ek verbaas is môre. Hou goeie moed. We're getting somewhere. Ons werk hier weer steen. Is jy saam met my? Moenie vir my verdwaald kyk, soos iemand wat loop en hout soek nie. Byt vas. We're getting there. Want hy getuig, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek, vers 17. For he testifies, you are a priest forever according to the order of Melchisedek. Nou Genesis skryf vir ons. Ons moet gaan kyk gou vir 'n oomblik hierdie priester, want ons moet verstaan hoe die priesterskap gewerk het. Dan sou hierdie vanmôre, die tempel vir jou sin maak, sal die offer vir jou meer beteken as jy vanmôre hier kan verstaan. Genesis skryf, Genesis 14 vers 8 sê, 18. En Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God, die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring en hom geseën gesê, geseënd is Abraham deur God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, en geseënd is God, die Allerhoogste, wat u vyande in die hand gegee het. Toe gee hy hom die 10de van alles. Nou vir 'n oomblik, pos gou. Die eerste priester van wie ons praat, is die priester met die naam van Melchisedek. Nou kry gou hierdie. Melchisedek was 'n priester geweest. Nou hoor gou mooi. Israel was nog nie op die prentjie hier nie. Israel het nog nie bestaan nie. Dit was eintlik nog net 'n klomp heidene op die aarde. Want is eers in Genesis 17 wat God 'n verbond gemaak het met Abraham, wat Abraham se naam verander het, van Abraham na Abraham toe. Dis daar waar Israel die eerste keer op die prentjie gekom het. Maar hy was al reeds 'n priester in plek. 'n Priester wat onder die heidense volk was. Want daar was nog mos nie Israel nie. Hulle was heidene. Geen geslagsregister nie. Nie 'n ma nie, nie 'n pa nie. Hy was 'n priester van God gewees. God het hom aangestel, hierdie priester. Volgens hierdie, hy het 'n orde gehad. En Hebreërs verduidelik dit vir ons 6 keer in 3 hoofstukke. Praat van hierdie orde. Soos het 'n priester, God het hierdie priester aangestel. Hy was 'n priester oor die heidense nasies. Hy het nie 'n ma nie, nie 'n pa nie. Dis 'n priester op sy eie. Hy het inteendeel in Genesis vir Abraham in die moeilikste tyd toe hulle teen die konings geveg het, toe bring hierdie priester vir Abraham brood en wyn. Wat verwys na die kruis. Terwyl hy in 'n laagte is, toe bring hy vir hom hierdie. Die wat dit wil lees, ons sal die notas gee. So ons het vir Melchisedek, sê saam met Melchisedek. Ons pos hom so vir 'n oomblik. Die tweede priesterskap. Die tweede priesterskap waarvan ons gaan praat vanmôre, is die priesters wat, eers maar hulle is lelik. Ek kon nie 'n mooier prentjie kry nie. Maar ek dink jy sal bang gewees om sonde te doen as hy jou offer vat. Bel jy sal nie moeilikheid. Die tweede priesterskap wat ons van praat is die Abraham onder Israel. God stel toe 'n priesterlike orde aan vir die volk Israel, wat nou die werk in die tempel moet verrig. Ek het nie vanmôre tydjies om alle klere in detail te verduidelik vanmôre. Dis 'n preek op sy eie. Ons kan dit dalk doen verder vorentoe in die jaar met 'n woordskool. Maar so profound, al die klere en die stene wat hierdie manne moes aangetrek het, perfek, elke dag moes hulle diens gedoen het. Eksodus 28 vers 1 tot 4 sê, hier is die orde. Dan moet jy jou broer Aaron en sy seuns saam met hom uit die kinders van Israel laat nader kom na jou toe, dat hy vir my die priesterskap kan bedien. Aaron, Nadab en daai ou en Eliezer en Itamar, die seuns van Aaron, en jy moet vir jou broer Aaron heilige, wat se klere? Heilige klere maak tot eer en tot sieraad. Jy moet ook spreek met almal wat kunsvaardig is, want ek met die gees van wysheid vervul het, dat hulle vir Aaron klere maak. Man, luister gou mooi, dis nie enige jap trap wat klere maak nie. Jy was met die gees vervul om klere te maak. Dit is vir my profound. Om hom te heilig, dat hy vir my die priesterampt kan bedien.
En dit is die klere wat hulle moes maak. Dis baie belangrik. Maak nota hiervan. Die klere is belangrik. En dit is die klere wat hulle moet maak. 'n Borstas, skouerkleed, mantel en 'n kunstige bewerkte rok, 'n tulband en 'n gordel. So wat hulle dan van Aaron, jou broer, heilige klere maak en vir sy seuns dat hulle vir my priesterampt kan bedien. Hierdie priesterskap was gewees vir die Jode oor Israel. Aaron en sy seuns uit die stam van Levi, die Lewiete, hulle moes tempeldiens gedoen het. Dis hulle wat jy gekry het rondom die tempel. Hulle die tempel bewaak, ook as jy die geskiedenis gaan lees. Nie enige ou kon net sommer ingestap het by die tempel nie. Dis heilige grond gewees. Amen. So hulle moes spesiale klere aantrek, spesiaal gelyk het. Die hoofpriester het een keer 'n jaar sy klere dra, het ook verander. Een keer 'n jaar wanneer hy na die allerheiligste toe gaan met die bloed om versoening vir hom en die volk te gaan doen, het sy kleredrag ook verander. Maar hierdie priesters was vir Israel gewees. Honderde jare het hierdie priesters en die Lewiete werk gedoen. Hulle het in die voorhof gekom. Hulle het die voorbereiding gemaak. Hulle het die hout gelaat kap. En ek het so 'n interessante ding hierdie week gelees. Jy het nie net sommer enige hout op die kolle kom sit nie. Die hout moes presies en spesifiek gewees het. Jy het jou kronkelstuk hout gebring nie, of 'n tak wat jy iewers daar afgetrek het nie. Die hout moes reg gewees het vir die offer. En hier is die priesters doen die werk. Hulle gaan aan, elke keer, elke Paasfees, het hulle die lam gevat, geslag, brandofferaltaar, bloed gevat en gaan versoening doen. Dit was die proses. En dit is vir, ons het laas, so 2 weke terug gesien, hoe die sondes, hulle het hulle hand op die bok, of die ram, of die dier gesit, en dan het die sondes oorgegaan van die persoon af, na die dier toe, die dier is verbrand gewees, en die offer is gebring, en God het die offer aanvaar of nie aanvaar nie. Dis die tweede priesterampt wat altyd daar was. Die derde priester, daar moes verandering gekom het, van die Oud-testamentiese priester, na die Nuwe Testamentiese priester toe. Daar moes verandering gebeur het. Waar het hierdie verandering gebeur? Want hier is die geheim nou vanmôre. Hebreërs sê, 7 vers 11 tot 12 en 9 vers 11 tot 14 sê, en as jy doen jouself 'n guns, kan ek jou vra vanmôre hierdie week, lees weer die boek van Hebreërs deur. Help my. Lees Hebreërs weer deur hierdie week. As daar dan volkomheid deur die Levitiese priesterskap was, want by die oog daarop het die volk die wet ontvang, daarom was dit nog nodig dat 'n ander priester, 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek. En dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie. Melchisedek was 'n priester onder die heidene. Aaron en sy seuns was priester oor Israel. Nou sê Hebreërs, dan moet 'n ander priester kom. Want nie enige priester sou die volk, die offer kon bewerk nie. Kyk, kom ons gaan. Want met verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet. Maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige wêreld, daar het daar die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel heilig maak tot die reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, met julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Mondvol. Christus Jesus word ons hoëpriester. Maar wanneer het hierdie wanneer die verandering gebeur? Want 'n priester het 'n offer nodig. Daar moes verandering kom van die Ou Testament na die Nuwe Testament toe. En kyk gou hier het vir my baie beteken. Hebreërs praat net van hom as die
hoëpriester nie, maar die groot hoëpriester. Kyk gou hierso. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Ek wil net gou so 'n stukkie teruggaan. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee, ek het nou gelees, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. So hier het ons 3 dinge. Kyk gou hierso saam met my. Nommer 1, Jesus was genoem koning van die, help my, koning van die Jode. Jesus is, nou is 'n paar plekke in die Bybel, in die Nuwe Testament, wat na hierdie verwys. Kyk hier, die wat hulle het omgaan moet soek, toe sê hulle, waar is die koning van die Jode? So hy het die titel gehad as koning van die Jode. Jesus het ook, jy kan gaan lees Lukas 23:38, wat het bo Jesus se kop gestaan, vasgenaal? Koning van die Jode. So hy het die titel gehad as koning van die Jode. Jesus het ook gehad die titel as 'n profeet. Help my? Jesus het die titel gedra. Waar lees ons dit? Lukas 24:19, en hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord om die dinge aangaande Jesus die Nasareëner, wat 'n profeet was. Jesus was ook 'n rabbi. Dis ook 'n titel wat Jesus gehad het. Hy was 'n rabbi geweest. Maar Jesus die priester, Jesus, kyk gou mooi, kon nie 'n priester wees nie, want uit watter stam het Jesus gekom? Uit die stam van Juda. Jesus het uit die stam van Juda uitgekom, so hy kon nie die profeet wees nie. Ag, die priester wees nie. Jesus kon nie 'n offer bring nie, sonder 'n priesterskap nie. So Jesus 'n tamaletjie. Dis net die afstammelinge van Aaron, wat as hoëpriesters kon optree. Nou kry nou hierdie. Ons gaan na Johannes die Doper toe. Is jy nog by my? As jy ek is so excited, ek wil fokus hier. Johannes die Doper. Ek wil hê ons moet vir 'n oomblik na Johannes die Doper gaan kyk. Want daar moes 'n verandering plaasvind nou. Onthou, ons het vir Jesus gelos voor die Jerusalem op die donkie se rug. Hier moet 'n paar dinge in plek val. Ons gaan 'n bietjie terug na Johannes die Doper toe, because something happened met Johannes die Doper. Hoekom het Jesus, want jy kon, daar was baddens gewees waar jy jouself kon reinig voordat jy die tempel ingaan. Maar Jesus het gesê, ek gaan nie na daai, Jesus moet spesifiek gegaan het na Johannes die Doper toe om gedoop te word. Why? Ek sê, bly jy vra my, dan gaan ek dit vir jou gee. En nadat die boodskappers van Johannes weggegaan het, begin hy vir die skare aangaande Johannes te vertel. Wat het julle uitgegaan in die woestyn om te aanskou? 'n riet wat deur die wind beweeg word. Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'n man met sagte klere aan. Kyk, die wat pragtige klere dra en die weelde lewe is in die paleise. Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'n profeet? Ja, ek sê vir julle nog baie meer as 'n profeet. Want ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is daar geen profeet groter as Johannes die Doper nie. Maar die kleinste in die koninkryk van God is groter as hy. Skryf Jesus van Johannes die Doper. Matteus 3 vers 13 sê, Matteus 3:13, toe het Jesus van Galilea na die Jordaan, man, ek love die Jordaanse preke, die Jordaan na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Johannes moet vir Jesus doop. En ons het gepraat, maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nie nodig om deur u gedoop te word, ek het nodig om deur u gedoop te word, en kom u na my toe. Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Waar daarna het hy hom toegelaat. Kan ek gou hierdie sê? Melchisedek, ek like my stoeltjie. Melchisedek se naam beteken
koning van geregtigheid. That's his name. Koning van geregtigheid. Melchisedek was 'n priester in die begin onder die heidene. Jesus sê, jy moet my doop, Johannes, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat om alle geregtigheid toe te laat. Nou kyk gou hier. Die Jordaanrivier, 360, hoeveel kilometer? 360 kilometer lang, 209 kilometer, 'n meter onder seespieël, die laagste rivier in die wêreld. Jesus wil hom laat doop by die laagste plek in die Jordaan. Die Jordaan beteken, nou kry gou hierdie, Jordaan beteken the place of transition, plek van verandering. Okay? Dis wat die Jordaan beteken. So toe Jesus by Johannes kom, hoe kry hy reg om deur Johannes gedoop te word? Want hom nou 'n priesterskap change kom. Van Jesus, van die Lewiete af, onder Melchisedek se orde, moet Jesus nou die koning van geregtigheid wees. Moet geregtigheid onder hom toe geplaas word. Nou kyk gou hierso. Daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, 'n sekere priester met die naam van Sagaria uit die afdeling van Abia, en sy vrou was uit die dogters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Wie was hierdie? Johannes se ma en pa kom uit die lineage uit die DNA uit van Aaron, die priesterskap. Halleluja. So wie kan nou vir Jesus doop? Johannes, wat 'n priester was volgens die wet. Wanneer daar, luister mooi, wanneer daar van een priester, hoëpriester na 'n ander priester, die leiersels oorgegee word, skryf die Joodse skrywers, gebeur dit deur wat nie die kleed oor te dra nie, maar moet hulle self in water immerse. En toe Jesus in die water gaan, het die priesterskap na Jesus toe oorgegaan. En hy word die hoëpriester. Maar raai wie is die priester in die tempel? Caiaphas. Hy is dan die hoëpriester. Nou wie is Jesus dan? Ek sê bly jy vra my dit ook, want ons werk nou soontoe. Man, so die kon Johannes kon vir hom doop, want hy kom uit die priesterskap van Aaron uit. Kyk nou hier verder. Man, historiese skrywer, ek love histories, geskiedenis, ek love it. Maar daar gee soveel diepte en soveel dinge, en ek sê gisterand vir my vrou, Marlijn, en man, ek hou my oorfoon, en ek sê, ek moet vir jou hierdie deel, ek sê, ek love geskiedenis, God se woord, ek deel dit so uit, en ek is so opgewonde oor die geskiedenis, ek kyk my so, okay, nou wat nou? Ek sê, as jy meer wil weet, by jy môre in die kerk wees. So, hier's 'n historiese skrywer met die naam van Josephus in die Afrikaans. Hy is 'n historiese skrywer wat in dieselfde tyd was as Jesus. Nou. Hy skryf dat die orde van die priesterskap in die tempel daai tyd korrup was. Caiaphas is nie aangestel as hoëpriester volgens sy skrywe, omdat hy uit die lineage kom van die Lewiete nie. Hy is aangestel deur die goewerneur van Rome om die hoëpriester te wees. Want die hoëpriester het baie seggenskap in die volk gehad. So kon hy die mense manipuleer deur die hoëpriester. En die hoëpriesters was almal korrup en het gegaan oor hierdie in die tempel. Maar Caiaphas was steeds die hoëpriester. Jesus het by die doop al die hoëpriesterskap oorgevat. Maar hoe? Daar's 'n offer wat kom op die donkie se rug. Hoe gebeur dit dat Jesus nou die offer gaan word? Caiaphas wat korrup is. Hoe gaan Caiaphas hierdie ding doen? So bly julle kyk vir my. Hy is die regering aangestel. Johannes die Doper en hulle was eintlik die priesters gewees.
Johannes 1 vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en sê, is daar die lam van God, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld vir ons wegneem. En hier is belangrik vanmôre. Die klere van die hoofpriester, ewen Caiaphas, die klere was heilig voor God, altyd deur. En hierso kom dit in Eksodus 28:32, mag jy nie jou klere skeer nie. En die opening vir die hoof moet in die middel daarvan wees, dis die klere drag. Rondom die opening moet 'n soem van wewerswerk wees, soos die opening van 'n pantser moet dit wees, dat dit nie kan skeer nie. Want as dit skeer, het jy moeilikheid. As jy die klere van die priester skeer, het jy die dood verdien. Jy skeer nie die klere nie. En dis hoe die klere gelyk het. Kom ons aan die oon, kom maar, nee. Dis hoe die klere min of meer gelyk het. Daar die blou was, die wit in die onderkant was soos 'n linne rok wat hulle aangetrek het met 'n, ek lag, die skrywer sê, die Here was die eerste uitvindsel van boardshorts. Daai surfersbroeke, want dit is gelyk letterlik soos 'n surfersbroek wat jy aangetrek het, met die wit aan, en die blou was 'n volledige kleed, en met die earpod, soos wat die ander sê, dis 'n hele preek op sy, ek gaan nie vanmôre detail in dit gee nie, maar daar die blou gedeelte, hierdie gedeelte by die nek, moes hulle ekstra aanwerk, sodat dit nie kon skeer nie, want in die ou tyd het jy baie keer gelees, die mense skeer hulle klere, uit rou en seer, hulle klere geskeer, en dan sê jy gewoonlik, en die historiese skrywers sê, veral die Joodse mans, wanneer hulle klere skeer, sal dit nie skeer op 'n plek waar jy soms sy broek vat en skeer nie, hy sal dit by die hemp, by die kraag vat, en daar begin skeer. Daarom was hierdie gedeelte ekstra gepantser geweest, dat dit nie moes geskeer het nie. Okay. Daarop sê Moses aan Aaron en sy seuns Eleazar en Itamar, laat hulle hare nie loshang nie, Levitikus, dis die wet nou, die Torah, onthou nou net, ons gaan nou na die wet toe, die wet sê, laat hulle hare nie loshang nie, en maak geen skeer in julle klere nie, dat julle nie sterwe, en hy in die toren teen die hele vergadering losbreek nie, maar julle broers en julle huis van Israel, kan die brand beween wat die Here aangesteek het. So die Here sê die opdrag, wat mag gebeur? Die klere mag nie, sê saam met, klere mag nie geskeer word hier, dan is daar moeilikheid. So hier is ons die tweede priesterskap. Nou, hier gaan ons nou vir Jesus. Jesus het genaal op die donkie, Jesus het ingekom met die hele heilige week, en Jesus is gevange geneem, en almal ken die storie, hoe Jesus gekom het tot op hierdie plek, en hier is ons nou, Matteus 26:57, en die wat Jesus gevange geneem het hom weggelei na Caiaphas, nou staan die priester, wat eintlik die groot hoofpriester is, teenoor die priester, maar die priesterskap is nog by Caiaphas en nie by Jesus nie. En die wat Jesus gevange geneem het hom weggelei na Caiaphas, die hoofpriester waar die skrifgeleerdes en die ouderling vergader het. En Petrus het hom van ver af gevolg tot by die paleis van die hoofpriester, en hy het ingegaan en by die dienaars gaan sit om die einde te sien. En die owerpriesters en die ouderlinge en die hele raad het vals getuies teen Jesus gesoek om hom dood te maak en niks gevind nie. En alhoewel daar baie valse getuies gekom het hulle niks gevind nie. Hoekom het hulle niks gevind nie? Want Jesus Christus was die perfekte offer gewees, sonder gebrek, sonder vloek, sonder vlek, enigiets anders, geen sonde nie. Die perfekte offer het gestaan voor die hoofpriester. Kan ons die Here eer gee? Yes. Maar op plaas kom daar 2 vals getuies en sê, hierdie man het gesê, en kan die tempel van God afgebreek en dit in 3 dae opbou. Daarom staan die hoofpriester op en sê vir hom, antwoord u niks nie, wat getuig hierdie man teen u? Maar Jesus het stil gebly. En die hoofpriester antwoord en sê vir hom, nou kyk gou mooi, die hoofpriester sê, ek besweer u by die lewendige God dat u vir ons sê of die Christus die seun van God is. Nou kry gou hierso, as die priester jou besweer het, is nie 'n vloek nie. Dis nie, so die Engelse vertaling sal sê, for he sweared. Dis nie vloekwoord sweer nie. Wanneer hy jou bevloek, is dit volgens die wetboek. So hy het gesê, Jesus moes hier antwoord.
Wanneer die hoofpriester jou besweer, moet jy antwoord. Sou Jesus nie antwoord nie, sou hy dan hom skuldig gemaak het om die wet te oortree en sou hy die eerste keer sonde in sy lewe gehad het. Maar Jesus antwoord hom en hy sê, Jesus antwoord hom, u het dit gesê, maar ek sê vir julle almal, van nou af sal jy die seun van die mens sien sit aan die regterhand van God, aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Toe verskeer die hoofpriester sy klere en sê, hy het godslasterlik gespreek. Wat het ons nog getuies nodig? Kyk, nou het julle so godslastering gehoor. So hier kom die moeilikheid. Toe hy sy klere skeer, gee hy die priesterskap oor vir Jesus Christus. Transfer hy dit na Jesus toe. En Jesus word die hoofpriester. Maar nou het Caiaphas en die hele vergadering, die Sadduseërs, Fariseërs, almal sit daarso en almal kyk en almal weet. Môreoggend het ons 'n offer. Daar is nie 'n hoofpriester nie om die offer te bring nie. Maar my koning word nie net die offer nie, but he is the great high priest. En hy word ook die hoofpriester wat self hierdie bring. En hy bring die offer perfek. En hy is perfek met geen sonde in sy lewe nie. Kan jy nie net die Here opstaan en die Here, staan gou saam met my op. Gee die Here die eer vanmôre. Halleluja! Halleluja! That's the King of Kings. Loof sy die naam van die Here. Halleluja! Halleluja! Maar hier is moeilikheid. Daar's die hoofpriester nie. Nou wat nou? En die owerpriesters en die fariseërs het die raad bygeroep en gesê, wat sal ons doen? Hierdie man doen baie tekens. Caiaphas self is aan die woord. As ons hom so laat begaan, sal almal in hom glo. En die Romeine sal kom en in ons land en ons nasie albei afneem. En een van hulle, Caiaphas, wat hierdie jaar hoofpriester was, sê vir hulle, julle weet niks nie. En dink nie daaraan dat dit vir ons voordelig is, dat een man vir die volk sterwe, en nie die hele nasie omkom nie. Hoe profeteer hy? He's prophesying. En dit het hy nie uit homself gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoofpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterwe. Hy profeseer self as die hoofpriester. Jesus gaan sterwe vir die volk. Min wetend. Okay. So Jesus het nou ingekom, voor Caiaphas gestaan. Maar dis nog nie die hele cherry op die koek nie. God se woord is perfek in elke detail. Want hoekom? Die priester moes gestaan het. Ek wou dit nog daaroor gepraat, Hebreërs 10, jy kan gaan lees daaroor, die priester moes gestaan het. En net vir interessantheid, kom ek lees dit maar in 'n geval. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffer te bring wat tog nooit die sonde kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Dis baie interessant. Die hoofpriester van die oggend tot die aand mag hy glad nie gesit het tot die offer klaar was nie. Jesus Christus het die hele tyd gestaan as hoofpriester. But when this priest, Hebrews 10:12, had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Toe hy klaar was, gaan sit aan die regterhand van God die Vader. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broers af te lê. Net so vir interessant, net nog 'n nugget. Ons sê altyd dis die Jode wat Jesus doodgemaak het. Die Jode het Jesus doodgemaak het. Hy het self sy lewe afgelê vir die mense. Hy het self dit gedoen. Maar jy kan nie offer bring as daar nie 'n hoofpriester is nie. Israel het 'n probleem. Die volk het 'n probleem. Jesus word die hoofpriester wat sy eie lewe gee. Jesus het gestaan as die hoofpriester totdat die offer verby was. Nou kyk gou hierso. Toe hulle by die kruis van Jesus kom, het hulle Jesus se kleed
onder mekaar verdeel. Hulle het die kleed geskeur. Die onderkleed, die wit gedeelte, kon hulle skeur en onder mekaar verdeel. Ek sê die skrif. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele vir elke soldaat 'n deel, maar dit baie duur, baie geld. Jesus sou soos 'n priester gewees, hy kleed was duur. En die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad van bo af in een stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot daarop werp, wie sin dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my klede onder mekaar verdeel en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. Daai woordjie gewaad is die woordjie tunic wat die Joods, die hoofpriester sou aangetrek het, wat Caiaphas geskeur het. Hulle het Jesus se nie geskeur nie, want as hulle hom geskeur het, sou Jesus ook nie die hoofpriester kon wees nie. He became the high priest. Oh man, is God se woord nie net kosbaar nie. So they said to one another, let's not tear it, but cast the lots. Jesus het gesê, dit is volbring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. En ons het laasweek oor gepraat, Jesus het in sy sy, het daar bloed en water geloop. Kan jy dit onthou? Bloed en water. Vir die Jood het bloed en water 'n betekenis. Ons sê as die kerk, dis waar die kerk gebore is, uit die ribbebeen uit, hier, uit die sy uit. Maar hy het geen rede gehad om Jesus daar te, Jesus was klaar dood. En hy het bloed en water uit sy sy uitgeloop. Bloed, en dan sal hulle van die offer gevat het, en het by die water gewas het. So that would have been, dit sou die teken wees, as 'n Jood verby stap en hy sien die water en die bloed, so hy gesien het dat daar's die offer. If they saw the blood and the water, het hulle geweet, dit is waar die offer gebeur het, waar Jesus die perfekte offer geword het. Bloed en water. Oh man, kan ek net so rukkie nog, net so rukkie. Onthou jy, hier het my uitgebou, I never knew this. Hierdie, kan jy onthou, die brandofferaltaar was gemaak gewees uit akasia hout. Kan jy dit onthou? Hout met brons oorgetrek. Kan jy dit onthou? Brons. Jesus is aan die kruis hout vasge. I never knew this. Ek het dit gaan Google, gaan kyk, bestudeer, weer gaan kyk, van die penne, spykers wat hulle gebruik het daai tyd. Hierdie is te koop gewees, hierdie was verkoop vir $375 op die internet. Excellent, ancient Rome, luister nou mooi, bronze crucifixion spikes. Brons en hout, waar die offer op was. Hulle reken dit was bronsspykers. Die Romeine kon spykers brons so verhard het, dat het so staal kon wees. En hulle dus bronsspykers, wat die historiese skrywers sê, wat deur die hande en die voete van Jesus was. Sodat hy toe hy die offer was, die hout en die brons, toe aan die kruis hang, hout en brons, die perfekte offer. Man, yes. Ek maak klaar, ek wil gou 'n slukkie water vat. Nou Jesus het ingekom. Die offer was 'n sekere tyd van die dag gewees. In Exodus lees ons van, en dit is wat jy op die altaar moet berei. 2 jaar lammers gereeld elke dag. Die een lam moet jy in die môre berei en die ander lam moet jy teen die aand berei. En dit was die 3de uur toe hulle hom gekruisig het. Exodus sê, in die oggend teenoor 9 uur, die 3de uur moes die eerste offer wees. Die tweede offer
moes later die middag gewees het, die 9de uur. En die opskrif van sy beskuldiging was bokant hom geskryf, die koning van die Jode. Hulle het ook 2 rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regter, een aan sy linkerkant. En die skrif is wat gesê is, en hy is deur die misdadigers gereken. En die verbygangers het hom gesmaak, terwyl hulle hom die hoof skud en sê, na u wat die tempel afbreek en 3 dae opbou, verlos u self en kom af van die kruis. En so het ook die owerpriester saam met die skrifgeleerders gespot en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, maar homself kan hy nie verlos nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo. Ook die wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. En toe dit die 6de uur was, 12 uur, kom daar duisternis oor die hele aarde, tot die 9de, die 5 uur die middag toe, 3 uur die middag. So 12 uur toe se duisternis rondom die hele plek. Die aarde het gebewe. En hulle sê, dit is die rede. Nog nooit in die geskiedenis van hierdie aarde het daar meer sonde op een plek by mekaar gekom as daardie dag op Golgotha nie. Die wêreldse sondes het in een dag op Jesus Christus kom rus. Dit het donker geword. Die 6de uur, Eksodus skryf en sê, ons moet offer deur die oggend en in die middag, 3 uur die middag en 9 uur die môre. Toe Jesus gekruisig was, was dit 9 uur in die môre, toe die spykers deur die hande van Jesus kap. Dit was die eerste offer gewees. En 3 uur daardie middag, en die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Wat is dit vertaal word? Wat beteken my God, waarom het U my verlaat? Maar Jesus het met 'n groot stem geroep en gesê, en die laaste asem uitgeblaas. Dit was 3 uur die middag. God se offer, perfek soos wat dit moes wees. In die tempel tot aan die kruis, perfekte offer gewees. Perfek, perfek, perfek. Nou sluit ek af met hierdie vers. En die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder. Die voorhangsel skeur. Nie van 'n ander plek, nie van onder af boontoe nie, maar van bo af onder toe skeur daai voorhangsel. En dit is klaar. Nou kan die kerk met vrymoedigheid, die Bybel sê with boldness, deur hierdie stap in the presence of God. Ek hoef nie dit nou meer deur 'n bok en 'n stier en 'n skaap te doen nie. Die offer was vir my gemaak een keer. Jesus, just a mention of His name, bring me in the presence of the Almighty God. Hallelujah. Die voorhangsel het geskeur en die Heilige Gees, hulle het gedink dis klaar. It's done. Satan het gedink hy het triomflik seker in die hel rondgespring. And he never knew dat Sondagmôre het gekom en Jesus het opgestaan uit die dode uit. Halleluja. En hy regeer tot in ewigheid. Die perfekte offer is vir ons gebring. Die naweek wat kom. Man, mag daar iets in jou hart wees wanneer jy hier aankom. Mag jy aankom met die wete dat die offer is vir jou gebring. Dis klaar, dis verby. Tetelestai. Dit is volbring. May God bless you. Kan ons saam bid vanmôre? Vader, baie dankie dat ons vanmôre U perfektheid, Here, kon sien en ervaar. Here, hoe jy die hele plan bymekaar gesit het. Van die begin van die woord af. Elke draadjie, elke vers, elke belofte, elke komma, elke punt. Die legkaart is bymekaar gebring, Here, sodat die perfekte offer deur die groot hoëpriester gebring kan word. U word vir ons die hoëpriester
en die offer, eens en vir altyd, Here. Ons dankie, Here. Wat sou ons doen sonder U? Wat sou ons doen? Waar sou ons wees? Ons dankie vanmôre, Here. En wanneer ons volgende Sondag by mekaar kom, is my gebed, Here, wanneer ons Paasnaweek by die kerk opdaag, mag ons harte reeds voorbereid wees, Here. Mag ons harte voorbereid wees. Ek bid en vra, Here, dat ek salwing in die krag hierdie kerk sal vul, soos nie gesien nie, Here. Here, mag U ons harte hierdie week voorberei, dat ons met 'n verwagting sal kom na die huis van die Here. Ons dank U, Here, daarvoor, in Jesus naam. Amen. Amen. Loof die Here.